Soul.
wonderlik is dit nie om net die Here se naam groot te maak en bietjie, jy weet, net weer een te word met hom na 'n besige week. Net weer opnuut te besef dat ware rus lê in die hande van die Here. Julle is welkom om te sit. So Pieter gesels vanoggend met julle oor die beloofde land. Nou elkeen van ons het 'n idee van hoe die beloofde land in ons lewens lyk. En op die ou einde van die dag moet ons net besef dat elke liewe ding wat vir ons gegee word net van die Here afkom. Net soos wat die Rooi See geskei is en Moses hulle deur dit beweeg het en vir 40 jaar in die woestyn was en toe op die ou einde eers Jerigo ingegaan het. So het ons ook dinge waardeur ons gaan om op die ou einde van die dag by ons beloofde land uit te kom. Maar die vraag is, wat doen jy in daai tydperk wat jou 40 jaar in die woestyn is? Vergeet ons van God se teenwoordigheid, dink ons dat dit is nou die einde daarvan, of vertrou ons hom vir meer? En dit is waar ek net vir 'n oomblik wil stil staan vanoggend, is waarvoor vertrou jy vir God? Raak opnuut vanoggend bewus van daai gedagte, is waarvoor vertrou jy vir God? En vertrou jy hom nog net so baie daarvoor soos die eerste dag wat jy aan die beloofde land gedink het, of het jou vertroue in God vir die beloofde land al reeds 'n bietjie vervaag? Vanoggend wil ek hê ons moet nuwe hoop skep. Ons moet weer na die Here toe kom en vir hom vra en by sy voete stil raak om te hoor van ons beloofde land. Vertrou die Here opnuut vanoggend weer vir dit wat jy van hom vra. Kom ons sluit gou ons oë. Almagtige God, Hemelse Vader, Here, dankie dat ons vanoggend die voorreg het om in U naam bymekaar te kan kom. Here, U sê daar waar 2 of meer in my naam vergader, daar is ek in hulle midde. Here, ek vra dat U vanoggend hier sal wees, dat U sal beweeg, dat U elke hart weer bewus sal maak van beloftes wat U aan hulle gegee het, Here, en dat U hulle vertroue opnuut sal skep, Here, dat elkeen weer die vertroue kan hê in U, vir dit wat U aan hulle beloof het, Here, hulle beloofde land. Here, ek vra dat U met ons sal gaan in hierdie diens, en dat U die diens sal geseën, dat die woord op vrugbare grond sal val, Here, en dat die oes mildelik sal wees. Ons vra dit nie omdat ons enig iets hiervan verdien, Here, maar enkel alleen uit genade, en uit die kosbare naam van Jesus Christus. Amen. Goed, so ons gaan net gou na 2 liedjies luister en dan net weer bewus raak van die Here se teenwoordigheid in ons lewens. Wonderlik is dit nie om net te weet dat alhoewel ons miskien in ons 40 jaar woestyntydperk is, gee die Here ons nog steeds die krag om daardeur te kom. So ek gee nou oor aan Pieter. Die jeug is welkom om agtertoe te beweeg. Hallo Here. My vrou het nou klaar gesê waar ek praat, so ek het seker maar net na die stories toe gaan en dan vat ons dit van daar af. Nee, so ons praat vandag bietjie oor die beloofde land en hoe ons mens werk. Ons het altyd 'n vooropgestelde idee van hoe 'n ding moet wees, hoe 'n ding moet uitspeel, hoe 'n ding moet uitwerk. Ons het outomaties, dis menslik. Ons wil indink, ons wil weet wat die toekoms inhou, ons wil presies weet hoe alles moet uitwerk. Kom ons begin by die skrif. Numeri 13 vers 1 tot 2. Die Here het vir Moses gesê, stuur manne om Kanaan, wat ek aan die Israeliete sal gee, te verken,
Uit elke voorvaderlike stam moet jy een stuur wat 'n leier onder hulle is. So wat het gebeur? Eerstens, Israel het 40 jaar in die woestyn gewandel. Ons het laasweek daaroor gepraat. Ons het gepraat oor die manna wat uit die hemel uitgekom het. En daar's veel, nog baie gedeeltes aan daai storie. God het hulle 'n belofte gegee. Die beloofde land. En nou is hulle hier op die grens van Kanaan en God het hierdie plan van hy het die land gegee, maar hulle moet nog steeds ingaan om hierdie land in te neem. Joshua 1 vers 3. Elke plek waar julle voetsool op sal trap, dit gee ek aan julle soos ek met Moses gespreek het. Hierdie is vir ons 'n belangrike waarheid, want die belofte is reeds gegee gewees vir die Israeliete, die beloofde land. Maar hulle moes nog steeds gegaan het en daarin gaan stap het. Numeri 13 vers 23. Toe hulle by Ekelspruit kom, het hulle daar 'n rank met een druiwetros afgesny. 2 van hulle het dit aan die stok gedra, saam met hulle 'n paar granate en vye. Die land was oorvloedig. God se belofte was waar gewees. Maar toe kom daar 'n probleem. Ons sal nou by die probleem kom. So dink jy daaraan as jy 'n druiwe koop daar by Woolies. Jy kry so 'n klein bakkie. Hierdie ouens moes 2 ouens dra en hulle het baie mooi illustrasies, so 2 ouens dra met 'n lang stok en dan sit hierdie groot druiwetros. Dink jy hoe swaar moes dit wees? Dink jy aan hierdie belofte? Dit was nie meer 'n ding van dit het 'n werklikheid geword. Die belofte het werklik geraak en hulle kon met hulle eie 2 oë sien. Dis massive, dis groot. Ons gaan nou by die reëse kom en die hele pad wat hulle moes gestap het. Maar voor ons daar kom, jy kry 2 tipe mense. Jy kry die ou wat se petroltank heeltemal leeg is. En dan ry hy sommer Pretoria toe en sê hy, nee, ek ken my kar, ek sal dit maak tot daartoe. My pa was altyd so gewees. Ons het altyd afgery, ek skinder 'n bietjie van my pa vandag. Ons het altyd afgery see toe. En dan hier halfpad, dan ry hy verby die eerste petrolstasie dan. Nee, volgende een. En die volgende een. Nee, die volgende een sal ek gooi. Ek ken hierdie kar. Hy kan ry hoor. En net so 100 kilos voor ons by die see, dan staan ons onder petrol. Dan moet my pa nou op 'n fiets spring en dan moet hy gaan ry vir petrol en dan terugkom. Ja, ek moet sê my ma en pa was nie baie vriendelik met mekaar op daai stadium nie, want vrou het mos gesê, kyk jy mos nou gesê. Ons mos nie oor en dan kan jy kry weer die ou, sy petroltank is so 3/4 en dan genigtig ek moet vol gooi. OK, maar kom ons gaan verder. So, daar was 'n verslag. Daar was inwoners, daar was reëse. So hierdie groot belofte was hier, maar daar was ook hierdie groot teenkante, hierdie groot reëse gewees. Hulle was daai druiwe, seker maar soos ons, Woolworths, klein pakkie druiwe. So, die probleem was nie net die reëse nie. Ons gaan praat vandag oor die reëse in ons lewens en hoe ons in die beloofde land moet inbeweeg. En die probleem was hoe hulle self gesien het. Hulle het hulle self so springkane teenoor hierdie reëse. So daar was duidelike verskil, groot en klein. Moontlik, onmoontlik. Beloofde land is hier, maar nou het ons hierdie groot uitdaging. So die 2 manne was Joshua en Caleb gewees. En as jy gaan kyk in Numeri 14 vers 7 tot 9, het hulle geredeneer, die land is baie goed. En hulle moenie vrees nie, want die Here is met hulle. Die verskil is, hulle het gesien, daar's 'n verskil. Hulle het gesien, daar's 'n uitdaging. Hulle het gesien, ons is klein, en hulle het besluit en 'n stelling gemaak en gesê, God is groot. God is groter as hierdie omstandighede. So die 3 reëse wat ons terughou in die lewe is, eerstens reës 1, die vyande buite jou. So Kanaan was nie leeg, hulle het nie ingestap en gesê, hey, hier is ons land, lekker.
kies vir jou 'n lekker koppie daar so, daar gaan jy nou lekker boer. Nee, daar was 'n uitdaging gewees. Dit was nie leeg nie. Daar was stede gewees, daar was 'n struktuur gewees. So daar was 'n fisiese uitdaging gewees vir hulle om hierdie beloofde land te kry. So kom ons kyk na Jerigo, Josua 6 vers 1, Jerigo was dig toegesluit. Wat was God se plan? God het vir hulle gesê, stap om die stad, blaas die horings, roep vir God, tot God. En soos ons weet, Josua 6 vers 20 het die muur ingestoot, maar hulle moes 7 keer om daai muur stap. En hy het eers op die 7de keer geval. En ek het net vir interessantheid so 'n bietjie opgelees en gekyk, en hulle sê dit was omtrent oor die 600,000 mans gewees, dan is dit nog die kinders en die vrouens en al so, jy praat van honderde duisende mense, en hulle het toe gekyk of dit ooit moontlik is vir wat hulle gedoen het, en fisies is dit eintlik onmoontlik, want daai mure was dik gewees, daai mure was groot gewees, dis gebou, was sterk gewees, so hulle het in 'n manier gebeweeg en gesê, Here, ons luister na U, ons beweeg om die stad, ons blaas die horings, ons roep tot God, en die mure het ingestort in mekaar, en hulle kon die land oorvat, want hulle het op God vertrou, in hulle onmoontlike situasie, in die groter dinge as hulle, het hulle gesê, God is groot, God is bo dit alles, ons gaan God vertrou, ons gaan in aksie beweeg, en ons gaan om hierdie mure beweeg, en God prys, en die God wat ons aanbid, is 'n lewendige God. Die reus 2 in ons lewe, is die stem binne jou. Moontlik is daai stem binne jou, daai twyfel binne jou, groter as jou positiewe kant. En wat sê ons daarmee? Soos hulle geredeneer het, ons was so springkane in ons eie oë. Hulle het hulle self getwyfel. Hulle het gedink, wie's ek? Wat kan ek doen? So, hulle grootste probleem was nie, ja, dit was, maar dit was 'n gedeelte daarvan, die reuse, die mure, die uitdaging daarvan, groter, beter, sterker as hulle. En hulle dinke was maar net, Spreuke 23 vers 7 sê vir ons, soos 'n man in sy hart dink, so is hy. So jy vir elke dag vir jouself sê, ek is nie goed genoeg nie, ek is nie genoeg nie, ek gaan dit nie maak nie. Later gaan jy net daar gaan lê in die hoek en jouself bejammer, en dan gaan niks daai uitkom nie. So jou redenering, vermoë en die manier hoe jy dink, kan jouself belemmer. Dit kan die reus wees, die stem binne in jou. Romeine 12 vers 2 sê vir ons, word verander deur die vernuwing van julle gemoed. En dan reus 3 in ons lewens is kompromie. So God het hulle gewaarsku. Hy het gesê, moenie hulle gode volg nie. Moenie met hulle vermeng nie. Moenie hulle gebruike oorneem nie. En hulle het in 'n kompromie inbeweeg. Stadig begin. En dit het 'n groot vernietiging gebring. Rigters 2 vers 12, hulle het die Here verlaat en ander gode gevolg. Die gevaarlikste reus is soms nie die vyand nie. Gewoonlik is dit die kompromie wat jy toelaat. Voor ons verder gaan, ons het altyd speletjies gespeel, glo almal ken dit, hierso 'n blinde mol, en gooi die kombers oor jou kop en dan kruip jy daar rond en dan stamp jy jou kop so 'n paar keer, dan sien jy 'n blou kol of 2 of donker kamertjie. Wie ken donker kamertjie? Hoe het hy nou weer gewerk? Yes. Okay. Jy kruip weg. Kom ons sê eerder wegkruipertjie. Okay. Blinde mol het jy so rond beweeg. Maar dit was eintlik net 'n voorbereiding vir load shedding. Die man van geloof, ons beweeg oor na Caleb toe. So hy was in hierdie posisie gewees
hierdie reëse, die uitdaging, mense het ander gode gaan aanneem, hulle het hierdie mooi dinge sien gebeur. Josua 14 vers 10 tot 11. Ek is vandag nog so sterk soos toe Moses my gestuur het. Hy het geweet waar sy krag vandaan kom. Hy het geweet sy krag kom van die Here af. Hy het geweet die krag wat hy meer werk is 'n lewendige krag. Josua 14 vers 12. Gee my hierdie berg. Nie 'n maklike plek nie. Want die berg wat hy voorgevra het in hierdie oomblik, die berg wat hy voorgevra het is waar die reëse gewoon het. Daar waar hy beweeg het en die Here vertrou het en sy krag vandaan gekry het. Josua 14 vers 8 sê vir ons, ek het die Here my God ten volle gevolg. Caleb se krag was nie sy ouderdom nie, sy moed of sy persoonlikheid nie, sy krag was in God gewees. Sy gesindheid was in God gewees, sy gehoorsaamheid was in God gewees, al was dit fisiese uitdaging, dit was letterlik mense groter as hulle, 'n posisie groter as hulle, maar hy het geweet waar sy krag vandaan kom. En die grootste Bybelse waarheid vir ons vandag is, God gee beloftes. Maar ons moet daar instap. En die patroon van die Bybel bly staan. Abraham het 'n belofte gekry en hy moes trek. En hy het so gemaak. Dawid was gesalf gewees as 'n jong kind, maar hy moes gaan veg het. Hy moes nog steeds ook 'n reus gaan sien het en hom gaan verslaan het. En dan die beste voorbeeld is Christus Jesus. Hy moes die oorwinning behaal het, maar hy moes dit nog steeds aantrek, hy moes nog steeds op 'n kruis gaan sterwe het. Efesiërs 6 vers 11 sê vir ons, trek die volle wapenrusting van God aan. Laat die Here toe om in jou te werk en beweeg, maar ons geloof is nie net 'n geloof van glo nie, dis 'n geloof van aksie ook. En wat is ons praktiese toepassing vandag? Ons moet ons reëse identifiseer, ons moet ons foute identifiseer. Partykeer is die grootste reëse in onsself, partykeer is ons eie afval, partykeer is ons besig om te kyk na die reus wat binne ons is. En ons moet onsself begin vra, wat vrees ek? Wat stel ek uit? Waar praat God al lank met my? Gaan soek en vra jouself. Doen daai ondersoek in jouself. 2 Timoteus 1 vers 7 sê vir ons, God het ons nie 'n gees van vrees gegee nie. En dan stap 2 verander jou perspektief. Joshua en Caleb het God eerste gesien. So Filippense 4 vers 8 sê vir ons, dink aan alles wat waar en goed is. En die beste voorbeeld, ons gaan teruggaan na Jerigo toe. Hulle moes 7 keer om daai mure stap. Ek glo hulle het lank gestap. En hulle het net 1 keer omgestap en gesê, hey, nog niks het geval nie. Hulle moes weer stap en weer stap. 7 dae, 1 en 2 en 3 en 4. En eers op die 7de keer het die deurbraak gekom. En gehoorsaamheid oor tyd bring deurbrake. Daai manne, hulle was seker moeg gestap al teen die 7de dag. Nou nie van wie julle wat al, weet nie of jy iemand is wat al ver fiets gery het of ver gedraf het of sulke goed gedoen het nie. En die mees, so my broer het vir een of ander rede uitgevoel, ek moet nou saam met hom ver draf. So nou moet ons begin oefen. Nou oefen ons 5 kilos, dan 10 kilos, dan 21 kilos, dan 42 kilos. As hulle dit nie nou kan doen nie, maar dan kom jy nou, dan gaan doen jy nou die groot wedloop, dan jy nou op 30 kilos, dan jy nog daai hele 12 kilos oor, dan kom die ouens daar, hulle staan daar lekker en drink hulle water, die ouens wat jy nou moet aanmoedig, en sê, hy is amper daar. Maar dan jy nog 12 kilos om te hardloop, na 3,5 ure, nee, jy is amper daar. Dan dink ek by myself, nee, ek is nie amper daar nie, maar dankie. Partykeer in die gehoorsaamheid is daai reus in jou lewe, daai persoon wat jou die raad gee, wat jy nie eintlik wil hê, hy moet jou gee nie, maar
Hy weet partykeer beter en meer as jy en want jy redeneer jy in jou kop, kom ek gee die ou my nou raad, wat weet hy? So gehoorsaamheid is meeste van die tyd 'n stap wat jy beweeg, al sien jy nie dadelik die resultate nie. Die beste voorbeeld vir my is, ek het op 18 oortuiging gekry dat die Here my roep. En ek het die oortuiging gekry, ek het my studies gaan doen, en my kursusse gaan doen, en my prakties gaan doen, en maar geprobeer leer om te preek, en allerhande daai goed, en bietjie weggebreek toe daarvan, maar in die einde van die dag, ek het eers op 30 regtig my bediening begin. So die Here het my belofte jare laas gegee, en belofte het nou eers tot volbringing gekom. So dit is die waarheid wat ons na moet strewe. En die slotwaarheid van dit alles is, die beloofde land het gehad, melk en honing, oorvloed, druiwe wat 2 mans aan moes dra. Maar dit het ook reuse, dit het ook mure wat blok, daar's ook gevegte. En die waarheid wat ons na moet kyk is, 'n reus lyk groot, probleme lyk groot, maar totdat God in die prentjie kom. En dis wat die Israeliete geweet het, dis wat Caleb en Joshua geweet het, hulle het geweet God is groter as alles. En God is groter as daai prentjie. En die beste manier om te redeneer is, moenie worry oor wat ander doen nie. En daar's 'n redenasie van, hoekom moet jy worry wat ek doen? Worry jy eerder hoekom jy worry oor wat ek doen? So ons raak so besig met wat die ander persoon doen, dat ons nie eintlik besig is met ons eie goed nie. So die sterk slotlyn vir dit alles is, God het nooit 'n land beloof sonder 'n reus nie. Daar was uitdagings gewees. Hulle het nie daar ingestap en op wolke gestap en alles was perfek gewees nie. Maar hy het nooit 'n reus gestuur sonder homself nie. Hy was in die situasie gewees, hy het beweeg in die situasie. En dis wat ek julle vandag vir my bemoedig. Tyd goed in ons lewens voel soos 'n reus. Dit lyk groot voor ons, dit lyk onmoontlik voor ons. En ons moet net in ons geloof beweeg, in aksie beweeg. En dit was die bemoediging van laasweek ook gewees. Die Here het die manna gestuur, die Here het die beloftes gestuur. Ons moet die beloftes vat. Daar is uitdagings, daar sal altyd uitdagings in hierdie lewe wees. Uitdagings van twyfel. Het die Here dit regtig gesê? Het die Here dit so gesê? Het die Here dit so bedoel? Het die Here maar nie net van my vergeet nie? Het die reus is te groot? Het die omstandighede is te groot? Dis groter as ek. En ons redenasie is, dis groter as ek. Ons redenasie moet begin word, ja, dit is groter as ek, maar my God is nog groter as dit. En hy beweeg oor dit alles. Ons moet toelaat en vertrou en beweeg in geloof. En ons moet begin daai vraag vra vir onsself. Wie's ek? Wat moet ek doen? Waar moet ek 'n verskil maak? Waar kan ek 'n verskil maak? En hoe kan ek die Here toelaat om meer in my te bewerkstellig? So begin oorbeweeg in aksie, al sien ons nie dadelik die eindresultaat nie. Daar's uitdagings, ons elkeen het uitdagings. Ons is in 'n ekonomiese tyd ook waar daar uitdagings is heiliglik. Maar kom ons hou ons hoop, kom ons hou ons moed, en weet die Here wat ons aanbid, is groter as al ons omstandighede. Sluit maar net julle hoop. Ons steek maar net ons hande saam op. Here, U ken ons omstandighede, U ken ons lewens, U ken elkeen se hart hierso. Dankie Here vir wat U gaan doen in elke hart, Here. Ons
sit ons elkeen oor in U hande, Here. En ons laat nie meer toe die leuns van die vyand nie. Die reëse in ons lewens, Here, stuur ons die oorwinning. U het reeds die belofte gegee. U wil is dat elkeen die koninkryk van God behaal. U belofte is vir elkeen, Here. En Here, laat ons toe om oor te beweeg in U koninkryk, in U genade. En Here, werk in ons harte, beweeg in ons harte. En ons sê vir U dankie, Here, vir U genade en U liefde. Dis my gebed in Jesus naam. Amen.